Studio Center Graad 3 2013 A&A eksamen hersiening Afrikaans. Vraag 1 tot 6. Lees die storie en beantwoord dan vraag 1 tot 6. Lang gelede is 'n babaseun gebore. Hy was die seun van die trotse ouers, meneer en mevrou Sontonga. Hulle het hom Enoch genoem. Hulle het tot die Mpunga stam behoort en het Xhosa gepraat. Toe Enoch groot was, het hy 'n onderwyser geword. Hy was baie lief vir musiek en was ook lief daarvoor om kinders te leer. Hy het dikwels in sy klas gestaan en die kinders dopgehou, terwyl hulle buite gedans, gesing en gespeel het. Terwyl hy die kinders dopgehou het, het hy gewens dat al die kinders van Suid-Afrika eendag so kan saamspeel, saam kon woon en vriende kan wees. Enoch het baie liedjies geskryf, maar sy gunsteling liedjies was daardie wat hy vir die kinders geskryf het om te sing. Al sy liedjies het oor liefde en vrede gegaan. Eendag het Enoch 'n baie spesiale liedjie geskryf. Die eerste woorde van hierdie lied was Nkosi Sikelel' iAfrika. Dit beteken God seën Afrika. Enoch het dikwels gebid en gevra dat die kinders van Suid-Afrika geseën moet word. Enoch se liedjie Nkosi Sikelel' iAfrika het baie bekend geword. 'n Bekende Xhosa digter, Samuel Mqwayi, het nog woorde vir die liedjie geskryf en vandag is al die mense van Suid-Afrika baie trots wanneer hulle hierdie liedjie sing. Ja, die liedjie wat as 'n gebed vir Afrika bedoel was, het as ons geliefde volkslied bekend geword. Vraag 1. Skryf 'n geskikte titel vir die storie. Vraag 2. Omkring die letter langs die regte antwoord. Wat is die naam van die liedjie-skrywer oor wie die storie gaan? Vraag 3. Maak 'n kruisie in die blokkie langs die regte antwoord. Waar het Enoch gewoon en gewerk? Vraag 4. Dui die regte volgorde van gebeure in die storie aan. Nommer die sinne 1 tot 4 in die blokkies om die regte volgorde aan te dui. Vraag 5. Nkosi Sikelel' iAfrika is ons volkslied. Hoekom het Enoch hierdie lied geskryf? Enoch het Nkosi Sikelel' iAfrika geskryf omdat... Vraag 6. Waarom volgens jou het Enoch beroemd geword? Enoch het beroemd geword omdat... Titel. Dit is die naam van 'n storie. Verraai dikwels waaroor die vraag gaan of gee 'n tema. Die titel Seelemoen verwys na die naam van Tian, Zaan, Bongi en Liesel se orkes. Vraag 1. Skryf 'n geskikte titel vir die storie. Enoch se liedjie. Vraag 2. Wat is die naam van die liedjie-skrywer oor wie die storie gaan? D. Enoch. Vraag 3. Waar het Enoch gewoon en gewerk? Suid-Afrika. Nommer die sinne 1 tot 4 in die blokkies om die regte volgorde aan te dui. Enoch het 'n onderwyser geword, is 1. Enoch het liedere oor liefde en vrede geskryf, is 2. 'n Bekende Xhosa digter het nog woorde vir die lied geskryf, is 3. Enoch se gebed het ons volkslied geword, is 4. Vraag 5. Nkosi Sikelel' is ons volkslied. Hoekom het Enoch hierdie lied geskryf? Enoch het Nkosi Sikelel' iAfrika geskryf omdat hy was lief vir sy land, die kinders en musiek. Vraag 6. Waarom volgens jou het Enoch beroemd geword? Enoch het beroemd geword omdat hy die volkslied geskryf. Vraag 7. 7.1. Omkring die letter langs die regte antwoord. Wat doen die perd? Die perd. Vraag 7.2. Maak 'n kruisie in die blokkie langs die regte antwoord. Die prent op bladsy 6 is van 'n 7.1. B. Wat doen die perd? Die perd staan in die stal. 7.2. Die prent op bladsy 6 is van 'n
plaas. Vraag 8. Skryf die sinne oor in die gegewe tye. 8.1 Verlede tyd. Die boer voer die hasse terwyl die kinders kyk. 8.2 Teenwoordige tyd. Die vark het in die modder gespeel terwyl die perde in die veld gegalop het. Verlede tyd. Het woorde soos het en ge. So dit is wat klaar gebeur het. Teenwoordige tyd is in die oomblik wat nou gebeur. Toekomende tyd is wat nog sal of gaan gebeur. So dit moet nog gebeur. Teenwoordige tyd. Ek het 'n nuwe fiets. Verlede tyd. Ek het 'n nuwe fiets gehad. Toekomende tyd. Ek sal 'n nuwe fiets hê. Verlede tyd. Sam het 'n hondjie gehad. Teenwoordige tyd. Sam het 'n hondjie. Toekomende tyd. Sam sal 'n hondjie hê. 8.1 Die boer het die hasse gevoer terwyl die kinders gekyk het. 8.2 Teenwoordige tyd. Die vark speel in die modder terwyl die perde in die veld galop. Vraag 9. 9.1 'n selfstandige naamwoord is 'n naamwoord. Omkring 2 selfstandige naamwoorde in die sin hieronder. Die hond wys sy stert. 9.2 'n voornaamwoord is 'n woord wat in die plek van die selfstandige naamwoord gebruik word. Omkring 2 voornaamwoorde in die sin hieronder. Die boer en sy vrou is lief vir die diere op hul plaas. 9.3 'n voegwoord is 'n woord wat sinne aan mekaar voeg. Omkring 1 voegwoord in elkeen van die sinne hieronder. A. Die varke het hul kos geëet en daarna het hulle gaan slaap. B. Die perde rennik, maar die eende kwak. Besitlike voornaamwoorde. Dit wys dat dit aan iemand behoort. Byvoorbeeld, hy loop met sy hond. Jy moet jou hande was. Selfstandige naamwoorde. Dit is iets waaraan jy kan vat of iets wat jy kan sien. Byvoorbeeld, die kind eet 'n groot roomys. Die meisie speel met haar pop. Woordsoorte. Voegwoorde. 'n voegwoord verbind woorde en sinne met mekaar. Daar is 3 groepe voegwoorde. Nommer 1, groep 1. Bestaan uit maar, of want en doch. Sowel as nog, of. Inteendeel trouwens. Groep 2. Bestaan uit al, anders, buitendien, dan, daarna, daarom, dus, derhalwe, gevolglik, nogtans, nou, nietemin, toe en tog. Groep 3. Bestaan uit dat, omdat, totdat, voordat, nadat, sodat, wat, wie, terwyl, toe, sodra, sedert, aangesien, as, of, mits, tensy, indien, waar, waarin, waarom, waarmee, waarvoor, wanneer, hoe, hoeveel, hoekom. Voegwoorde se reëls. Die groepe. Groep 1. Geen verandering in woordorde nie. Ek gaan swem want dit is warm buite. Groep 2. Eerste sin voegwoord. Dan skuif die werkwoord direk na die voegwoord. Byvoorbeeld, hy gaan môre uit, daarom slaap hy vroeg. Groep 3. Eerste sin voegwoord, dan skuif die werkwoord na die einde van die sin. Byvoorbeeld, Sonja gaan vroeg slaap omdat sy moeg is. Punctuasie.
Groep 1. Geen komma voor en, of, nog, sowel as, byvoorbeeld, komma voor, maar, doch en want, komma punt voor, trouwens en inteendeel. Groep 2. Komma voor, al, dan en toe, komma punt voor die res van die woorde. Groep 3. Geen punctuasie nie. Saamgestelde sinne kan met alle voegwoorde uit groep 3 begin, maar net met al uit groep 2. As daar 'n hulpwerkwoord is, soos moet, wil, kan, sal en mag, kom dit net voor die werkwoord. Byvoorbeeld, ek is bly omdat ek 'n hond sal kry. 9.1 Die hond wys hy stert. 9.2 Die boer en sy vrou is lief vir die diere op hul plaas. 9.3 Die varke het hulle kos geëet en daarna hulle gaan slaap. B Die perde rennik, maar die eende kwak. Vraag 10 Kyk na die prente en voltooi die sinne. 10.1 Ek moet my buig wanneer ek spring. 10.2 Daar is leerders in die groep. 10.3 Ons sing 'n liedjie oor 3 blinde. 10.1 Ek moet my knie buig voor ek spring. 10.2 Daar is 8 leerders in die groep. 10.3 Ons sing 'n liedjie oor 3 blinde muise.